Goed. Ek moet seker sê, goeiemôre, liewe gemeente. Dit is vandag eintlik die 21ste Desember en dit is 'n baie besondere dag in my lewe. Baie dankie dat u hier is, saam waar ons dan in die teenwoordigheid van die Here is. Ons fotum vanoggend kom uit Lukas 1. Ek lees vir u die paar verse wat ek as fotum gekies het. En die engel het vir haar gesê, moenie bang wees nie, Maria, want jy het genade by God gevind. Kyk, jy sal swanger word en aan 'n seun geboorte skenk. Jy moet hom Jesus noem. Hy sal magtig wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. En die Here God sal aan hom die troon van sy voorvader Dawid gee. Hy sal vir ewig oor die nageslag van Jakob regeer. Aan sy heerskappy sal daar geen einde kom nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Voordat ons aangaan met ons lofprysingslied, wil ek tog graag vir ons die kers aansteek, waarvan die kleur wit is, en dit simboliseer dit teenwoordig die reinheid en sonderloosheid van Christus. In stille Bethlehem, hy bly 'n engelsange, voeg ek my hart en stem. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun, sy enige gegee, as middelaar en steen. Kom na die krib so nederig, daar lê die kindjie dier. Hy is die spruit van Dawid, hy is ons liewe Heer. O hoor ons sing hier Jesus, en neem ons loflied aan. Dis nergens vir ons beter, as aan u sy te staan. Liefde, 'n kindjie swak en klein. O Jesus, maak ons almal getrou aan U en rein. Wou U uit gunste hemel op hart by ons kom woon, dan bied ons nou ons harte, U liewe hier tot troon. Ons saam lees uit die woord van die Here, kom ons bid saam. Here, dit is vir ons goed om vanoggend almal saam te wees. Al is ons almal vanoggend ver weg van mekaar, of dalk naby in die dorp,
dankie dat ons ook via ons uitsending vanoggend met mekaar een kan wees. Dankie Here dat ons vir mekaar ook in hierdie oggend kan bid en kan vra dat U met ons sal wees en dat U vir ons sal seën. Dankie dat ons in die adventstyd is, ons laaste Sondag van die advent. En hierdie week kom ons by Kersdag uit. Natuurlik is ons bly, natuurlik is ons vol hoop, natuurlik is ons vol vrede en vreugde, want Here God, U het bemoeienis met ons gemaak en U het vir ons beloof, U sal vir ons 'n verlosser stuur. Ons is in afwagting, weer eens in afwagting, want ons gaan dit vier, want dit het gebeur. Seën vanoggend vir ons so saam, en wil U gee dat ons ook weer ryklik geseën sal word deur U woord en deur die Gees. Amen. Ons skriflesing is Matteus 1 van vers 18 tot 25. Matteus begin en sê, die geboorte van Jesus Christus het so gebeur. Toe Maria sy moeder reeds aan Josef verloof was, maar nog voordat hulle gemeenskap gehad het dit gebleik dat sy swanger geraak het uit die Heilige Gees. En omdat Josef haar man wetsgetrou was, maar haar nie in openbaar wou verneder nie, het hy besluit om die geheim van haar te skei. En terwyl hy daaroor nagedink het, het daar skielik 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê, Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om Maria as jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. Sy sal geboorte gee aan 'n seun, en jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. En dit het alles gebeur, sodat wat die Here deur die profeet gesê het, vervul kon word. Kyk, die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. En hulle sal hom Immanuel noem, want as dit vertaal word, beteken God is met ons. En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het, en haar as sy vrou by hom geneem. Hy het nie met haar gemeenskap gehad, totdat sy aan 'n seun geboorte gegee het. En hy het hom Jesus genoem. Ons gaan vanoggend in 'n groot mate stilstaan by vers 20 tot 21. Kom ek lees dit weer vir u. Terwyl hy daaroor nagedink het, het daar skielik 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê, Josef, seun van Dawid, moet nie bang wees om Maria as jou vrou by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die Heilige Gees. Sy sal geboorte gee aan 'n seun, en jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes verlos. Ons preektema vanoggend op 21 Desember 2025 is gebore uit 'n maagd. Dit is baie interessant dat die geboortegeskiedenis in hierdie geleesde gedeelte fokus op Josef. Matteus sê saaklik sober, dis die feite. Hy het begin met die geslagsregister. En Lukas beskryf Jesus se geboorte as 'n hemelse avontuur. Maar vir Matteus daarteenoor is Jesus se geboorte 'n ongemaklike gebeurtenis met verleentheid en ontwrigting en skande. Maar die verse 1 of 2 keer in die Bybel word die buitengewone geboorte uit 'n maagd deur die wonderlike toedoen van die Heilige Gees met ons gedeel. Slegs in 2 plekke omtrent in die Bybel lees ons dit raak. Die tweede gedagte wat ek vanoggend met u wil gesels is, vir eeue al duur die debat oor die maagdelike geboorte van Jesus. Baie gelowiges het al oor die eeue heen gestry, gewonder, verskil, saamgestem, nie saamgestem oor die maagdelike geboorte van die Here Jesus. Selfs predikante en teoloë, al die jare nog, al die eeue nog, word lewendige debatte van tyd tot tyd
mekaar se teenwoordigheid of op skrif gevoer oor die maagdelike geboorte van die Here Jesus. Een van die Ou Testamentiese teoloë van Roele, hy begin, hy sê, is daar nie ander dinge, groter dinge waaroor te twyfel nie? Is dit nodig om so groot storie hiervan te maak? Is dit so belangrik? Moet ons nie eerder twyfel, of sou dit regverdig wees om te twyfel oor Jesus radikale verlossing vir die wêreld? Dit is dalk iets om te wonder, kan dit dan moontlik wees? Hy sê, as jy hieroor wil twyfel daar eerder oor God. Twyfel sommer oor die bestaan van God. Indien jy immers 'n God glo, is 'n gemaagdelike geboorte eintlik kinderspeletjies vir God. Die vraag is, in so 'n verbeete stryd regtig nodig oor die maagdelike geboorte van Jesus al dan nie. En soos ek reeds gesê het, net Matteus en Markus praat daaroor. Is dit regtig 'n sentrale saak van die geloof? Is dit nie belangriker om te weet dat dit eintlik gaan oor die kruis en die opstaan? Is die maagdelike geboorte 'n kruisnoodwendigheid? Die volgende vraag, miskien sou dit vir Jesus moontlik wees om die verlosser, die seun van God te wees, indien hy as 'n gewone mens gebore sou word. Ek wonder hoe ons die vrae so vir mekaar kon beantwoord. Ons sou vir mekaar kon sê, ja, maar onthou, God is almagtig. God kon self besluit hoe hy mense gaan red. 'n maagdelike geboorte was dalk nie regtig so nodig dat God die pad moes loop nie. Maar God het egter besluit om dit so te doen, die maagdelike geboorte. Dit is deel van God se heilsgeskiedenis met die mens. Iemand skryf, hy het nie gewag om eers die groot wonder te wys met die kruisiging en die opstanding. Hy het sommer hier aan die begin die wonder gedoen van Jesus se geboorte en daarna wat gebeur het. Die wonder van God begin met die geboorte van die Here Jesus self. Rondom die verlossing van die mens, rondom die koms van die Messias. 'n volgende saak, waarom het God 'n maagdelike geboorte gedoen? Dis algemeen word dit aanvaar deur hulle wat hierdie standpunt aanhoudig, dat dit is om te beklemtoon dat die inisiatief van die mens se redding werklik van God uitgaan. Die verlossing van die mens is nie afhanklik van die mens nie. Jesus se geboorte is ook nie aan die mens te danke nie. Jesus Christus se plan, die verlossingsplan, die Jesus verlossingsplan, is nie deur mense uitgedink of gemaak nie. Jesus Christus kom van God af. En daarom is die Heilige Gees deel daarvan. En in die Ou Testament met die verwysing na die Gees, verwys dit juis na besondere aktiwiteit of ingrype van God. Dis asof die Heilige Gees of die Gees van God vir eeue stil was. En hier skielik by die vrou wat swanger is, waar die werking van die Heilige Gees by betrek. En ons weet, God is besig met sy verlossingsplan van die verlosser Jesus Christus. Die verlossingsplan vir ons as mense. Die tweede gedagte hier is dat God se inisiatief gaan nie om woorde of gedagtes nie, maar dit gaan inderdaad om 'n aktiwiteit, 'n daad van God. Subtiel sou 'n mens kon glo as ons aan ons lewens dink van elke dag, dat ons wonderlike gedagtes in ons hart en ons verstand kry, in ons gedagtewêreld, en ons kry dit
en ons kry bedoelings wat gedoen word, vindingryke idees, en dan sou ons vir mekaar kan sê, en ons sal teen mekaar bely, dit is wonderlik, ek glo die Here het dit vir my gegee. Die magtelike geboorte kom bevestig aan ons, dat dit God self is, wat dit doen. God het ons nie nodig vir sy verlossingsplan. Hy kan ons gebruik, ja, maar hy besluit om dit so te doen nie. Hy kan as hy wil, maar hy het nie. In die magtelike geboorte kom die Here eintlik sonder ons klaar. Ons kon sê ja, Maria was die persoon wat Jesus in die wêreld moes bring. En in daai opsig het die Here besluit gebruik hy vir Maria. En dan lyk my net vir haar. Die derde onderwerpie van vanoggend sal by mekaar wees is, ons ken en verstaan nie alleen vir God beter in die magtelike geboorte. Ons sien ook wat geloof is. Ons sien hier die geloof in Maria en ons sien die geloof in Josef se lewe. Geloof is nie afhanklik van groot planne en idees nie. Die kern van Josef se geloof bestaan daar dat hy gelowig aanvaar God se wil en hom daarby neerlê. En die kern van Maria se geloof bestaan daarin dat sy vir die Here sê, Here, en ek sal tot beskikking van U wees. Geloof is om 'n ja te sê vir God se plan. Om amen te sê op dit wat die Here sê oor U en my lewe, wat hy wil doen in ons lewens. Geloof is om God vrye toegang, ongestoord deurgang in ons lewe te gee. Dit is geloof. Josef funksioneer natuurlik as 'n soort model amper, 'n geestelike model, want egte geloof is by hom aanwesig. Byna op die patroon van Maria in die evangelie van Lukas. Hierdie gebeure raak vir Josef intens. In vers 19 beplan Josef, en in vers 24 gaan hy nie voort met sy beplanning nie. In vers 19 is hy die kaios, die regverdige volgens die wet, maar met 'n gebrek en 'n verkeerde persepsie van die situasie waarin hy van Maria wil skei. Hy probeer die wet nakom, hy probeer gehoorsaam wees aan die wet. En dan, as seun van Dawid, hoor hy wat God sê, en verstaan hy, en hy aanvaar. En in gehoorsaamheid aan die Engelse opdrag in vers 24, is hy nie meer bevrees nie. En is hy verstaan van die konteks van die situasie, sy is swanger deur die Heilige Gees, hy aanvaar dit, hy leef daarby neer. En hy kan nou aan sy roeping getrou wees. Hy kan haar man wees. Hy kan die verantwoordelikheid opneem om met Maria te trou en hy kan die verantwoordelikheid opneem om Jesus se naam vir hom te gee. Kom ons sluit af. God doen alles. Op inisiatief kom God die mens verlos. God stuur vir Jesus Christus. God stuur hom deur 'n magtelike geboorte. God self besluit om iets te doen. Maar God doen dit dan self. En hy doen dit vrywillig. En Jesus uit vrye wil besluit dat dit die moeite werd is om gebore te word in hierdie wêreld van ons. En dit verander alles. Dit alles omdat Jesus Christus gebore is uit 'n maagd. Sonderloos, rein. Amen. Ons gaan nou so een lied saam sing en ontvang daarmee dan die seën van die Here.
Stille nacht, heilige nacht, Jesus kind, lang verwacht, lig uit die Vader se rijk, word uit liefde aan mense geleid. Loof die hemelse kind, loof die hemelse kind. Stille nacht, heilige nacht, hemelvors, ons gee af op die lied van die engelenkoor. Herders het die eerste gehoor, juich die Redder is daar, juich die Redder is daar. Stille nacht, heilige nacht, Jesus Heer, voor die macht, voor die rijk moet die duisternis swem, tot in ewigheid bly die lig. Heer gebore vir ons, Heer gebore vir ons. Stille nacht, heilige nacht, Jesus kind, lang verwacht, lig uit die Vader se rijk, word uit liefde aan mense geleid. Loof die hemelse kind, loof die hemelse kind, loof die hemelse kind.